In hierdie video gaan ons kyk na die menslike sirkulasiestelsel en ons gaan kyk na die roete van bloed deur die liggaam. So mense het 'n dubbele sirkulasiestelsel. So dit beteken daar is twee sisteme wat gesien kan word. Die eerste een is die pulmonêre sirkulasiestelsel of die longomloop. Nou ons weet al reeds dat sodra ons daai woord sien, pulmonêr, dan weet ons dit het te doen met die long. En dan sistemiese sirkulasiestelsel, dit beteken maar net dat dit te doen het met die liggaam. So dit is dan die liggaamsomloop. Nou die eerste ene wat ons nou gaan kyk is die pulmonêre sirkulasiestelsel. So dit is wanneer bloed vloei vanaf die hart na die longe en dan terug na die hart. So hier aan die linkerkant vanaf die hart na die longe en dan terug na die hart. So daar is die pulmonêre sirkulasiestelsel. Die sistemiese sirkulasiestelsel is wanneer bloed vloei vanaf die hart na die res van die liggaam en dan weer terug na die hart. So vanaf die hart na die res van die liggaam en dan weer terug na die hart is daai twee. As ons nou na die eerste ene kyk, die pulmonêre sirkulasiestelsel, dit vind plaas sodra bloed die hart binnekom van die boonste en die onderste vena cava en dan die regter atrium binnekom. Dan gaan die bloed vloei na die regter ventrikel en vanaf die regter ventrikel gaan dit deur die pulmonêre slagaar of die longslagaar na die linker en die regter long onderskeidelik beweeg. Sodra dit nou binne die long is, gaan daai slagaar vertak in kleiner gedeeltes tot dit éventueel die kapillêre bloedvate vorm. Nou daai kapillêre bloedvate is nou so 'n netagtige struktuur en daai netagtige struktuur gaan dan 'n struktuur omring wat die alveoli genoem word. So hy kom sit om hom soos 'n net en hulle is in baie nou kontak met mekaar, die kapillêre bloedvate en die alveoli. Nou die alveoli word gevul met suurstof en koolstofdioksied. So suurstof as ons asem inhaal, dan gaan daai alveoli so lekker groot word en hulle gaan dan gevul wees met suurstof. Dan as ons uitasem, dan gaan ons koolstofdioksied uitasem wat dan in daai alveoli in beweeg het. So hoe word suurstof en koolstofdioksied hier geruil? Deur die proses van diffusie. So koolstofdioksied is nou in 'n baie hoë konsentrasie in die bloed wat nou van die hart af gekom het, want dit is suurstofarme bloed. En die suurstof is in 'n baie lae konsentrasie in hierdie bloed. In die alveoli gaan daar 'n hoë konsentrasie suurstof wees en 'n lae konsentrasie koolstofdioksied. So dis omgeruil, aangesien jy nou net ingeasem het en nou het jy baie suurstof in jou longe. So hoe die gasse nou gaan wissel, gaan wees vanaf 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie. So die eerste een wat ons nou gaan kyk is koolstofdioksied, wat in 'n hoë konsentrasie in die kapillêre vate is. Hy gaan dan na 'n lae konsentrasie in die alveoli beweeg en dan is daar nou baie koolstofdioksied hier binne en dan gaan jy dit net uitasem. Die suurstof is in 'n hoë konsentrasie in die alveoli en in 'n lae konsentrasie in die bloed. So wat gaan gebeur? Die suurstof gaan van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie in die bloed beweeg en dan gaan daai bloed nou suurstofryke bloed wees wat dan terug na die hart beweeg deur die longaar. So die pulmonêre venes dan. Daar's 4 van hulle wat dan terugkom in die hart, dan gaan dit dan in die linker atrium invloei, van daar af na die linker ventrikel en dan gaan die linker ventrikel seker maak dit kom in die aorta in wat dit dan na die res van die liggaam versprei. So daai is die pulmonêre sirkulasiestelsel. Hy is nie te moeilik nie, hou maar net kop met wat gebeur. Volgende is dan nou die sistemiese sirkulasiestelsel. So dit is nou wanneer, as ons weer hierbo kyk, wanneer bloed vloei vanaf die hart na die res van die liggaam en dan weer terug na die hart. So jou liggaam sluit dan jou kop in en dan jou onderste ledemate, so jou kop en jou arms en jou onderste ledemate is dan die res van jou liggaam. So nou het die bloed, suurstofarme bloed het na die long toe beweeg en vanaf die long het dit nou suurstofryk geword terug na die hart toe en nou van die hart af gaan daai suurstofryke bloed deur die aorta versprei word na al die dele van jou liggaam, bo en onder.
Nou die aorta gaan eventueel weer vertak in die arteriole in, en daai arteriole gaan dan in die kapillêre bloedvate in vertak. Hierdie bloed is suurstofryk, so hy het 'n hoë konsentrasie suurstof. Daai suurstof gaan dan van 'n hoë konsentrasie in die kapillêre bloedvate na 'n lae konsentrasie beweeg, wat dan in jou weefsel en jou spiere en jou organe is, wat dan nou eintlik 'n hoë konsentrasie koolstofdioksied het. Want hulle het nou hier deur die proses van cellulêre respirasie gegaan om energie te maak, en aangesien daar energie gemaak was koolstofdioksied ook afgeskei. So onthou nou, in die bloed word van die stowwe soos voedingsstowwe vervoer. So voedingsstowwe, dan koolstofdioksied en dan suurstof, laat ek hom daar eerder insit. Onthou hierdie twee, suurstof en voedingsstowwe word gebruik om energie te vervaardig. En as daar energie vervaardig is, dan word daar koolstofdioksied ook afgeskei. Dis daai koolstofdioksied wat ons nou van ontslaa moet raak in die bloed, sodat dit nie giftig raak nie. So nou die suurstof beweeg van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie in die organe en die spiere en so aan, en nou gaan die koolstofdioksied vanaf 'n hoë konsentrasie in die organe en die spiere beweeg na 'n lae konsentrasie in die kapillêre bloedvate. So nou is dit suurstofarme bloed, en daai bloed gaan dan terugbeweeg na die hart toe deur die boonste en die onderste vena cava in die regter atrium in, regter ventrikel, en dan begin die pulmonêre sirkulasiestelsel weer van vooraf, deurdat dit daai bloed nou suurstofryke bloed gaan maak. So daai is die sistemiese sirkulasiestelsel in 'n neutedop. Die twee sirkulasiestelsels, die sistemiese en die pulmonêre sirkulasiestelsel, kan nie sonder mekaar plaasvind nie. So die een moet gebeur sodat die ander een kan funksioneer. So kom ons kyk gou weer, pulmonêre sirkulasiestelsel vanaf die hart na die longe, waar dit nou suurstofarme bloed is. In die longe gaan daar diffusie plaasvind. Daai suurstofarme bloed word dan nou suurstofryke bloed, aangesien die suurstof nou in die bloed is en die koolstofdioksied word uitgeasem. Daai bloed word dan teruggepomp na die hart toe, en van die hart af gaan daai bloed na die linker ventrikel, die laaste kamer, en dan uit met die aorta. Vanaf die aorta vertak dit in die arteriole en eventueel die kapillêre bloedvate wat om al die spiere en organe is. Daar vind weer eens diffusie plaas, en dan word die suurstof by die organe gelos in die spiere, sodat energie gemaak kan word, en dan word die koolstofdioksied wat opgebou het intussen weer teruggevat na die hart toe deur die boonste en die onderste vena cava, en dan begin daai hele proses van vooraf. Onthou om te like en te subscribe om op hoogte te bly van alle nuwe video's wat geplaas word.